Goeiedag. Gister het ons weer Paasfees gevier. Vandag gaan die lewe maar weer sy normale gang. Maar het jy al ooit gedink, hoe ingrypend het die lewe nie verander met die gebeure van daardie Sondag, toe Jesus uit die dood opgestaan het nie? Niks kan meer dieselfde wees nie. Matteus 28 vers 1 en 2 sê, na die Sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria gegaan om na die graf te kyk. Skielik was daar 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal. Nader gegaan, die steen weggerol en daarop gaan sit. In ons moderne tyd is ons altyd verbind met die mense vir wie ons liefhet. Ons telefone, e-posse, Zoom-oproepe om die afstand nader te laat lyk en die tyd totdat ons mekaar weer kan sien korter te maak. Maria Magdalena en 'n ander vrou, ook met die naam Maria, was op pad om die graf te besoek waar Jesus begrawe is, sodat hulle die begrafnisrituele kon voltooi. Terwyl hulle gesien het hoe die Romeine Jesus kruisig, sy liggaam voorberei vir die begrafnis en hom in 'n graf neerlê, het hulle nog steeds geglo dat wat Jesus gesê het waar is, dat Jesus God is en dat hy die opstanding en die lewe is. Maar hulle het nie fone, e-posse of Zoom-oproepe gehad om met Jesus in kontak te bly nie. Al wat hulle geweet het, was wat hulle gesien het. Toe hulle na die graf terugkeer, het hulle waarskynlik nie verwag om hom so gou weer te sien nie. In plaas van 'n lijk toegedraai in linne, het die vroue 'n leë graf gevind en 'n engel wat op die klip by die ingang gesit het. Die engel het vir hulle die wonderlike nuus gegee. Jesus het opgestaan. Gaan vertel die ander. Toe hulle omdraai te gaan, sien hulle Jesus self. Dis moeilik om je voor te stel dat die emosies deur hulle jaag terwyl hulle by sy voete kniel. Verbasing, hoop, maar veral vreugde. Alles wat hy gesê het, was waar. Dit moes verwaar hulle hele uitkyk op die lewe verander het. Trouwens, dit moes hulle hele lewe ingrypend verander het. En dit is steeds waar. Jesus het opgestaan. Hy lewe en elkeen wat in hom glo, sal die ewige lewe hê. Dit bring ons ook hoop en vreugde en selfs 'n mate van verbasing dat die Here van almal ons so liefhet dat hy sy seun sou stuur om aan die kruis te sterf ter wille van ons. Hierdie hoop, vreugde en liefde verander ook ons lewens vir alle ewigheid. Ook vir die hier en nou, terwyl ons God se liefde met die mense rondom ons deel. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my liefhet en Jesus gestuur het om ter wille van my te sterf. Hy het opgestaan. Laat U liefde vir my die manier waarop ek met mense omgaan verander, om hulle lief te hê soos U hulle liefhet. Laat U liefde, vreugde en hoop bring na elke hoek van my lewe. Amen.